Goeiemôre vriend uit 'n nat Port Elizabeth. Op 'n reënerige dag soos vandag maak ek kos vir ons skoolkinders. Dit is kinders wat deur die dag by ons kom sit en wag vir hulle vervoer terug huis toe in die namiddag. Maar gedurende daardie tyd is die kinders moeg, hulle is honger, hulle is koud, hulle is dors. En wat ek uitgevind het is, ek moet maar vir die arme siele kos maak. Ek moet vir hulle kos maak, want dit is nog 'n lang stretch wat hulle moet wag om by hulle huis uit te kom. So, hier het ek pannekoekies waarmee ek besig is en ek het aan hierdie een kant het ek 'n verrassing, maar ek gaan vir julle aan die einde van die video wys wat 'n verrassing ek het. Maar ek kom tot by die gedagte om vir julle te vertel. Die ander dag as ek in die tuin en ek dink toe ek moet vir my kykers vertel. Ek het een oggend opgestaan met 'n ewige pyn aan die linkerkant. Ja, net die onderste pyn gehad. En niemand van my mense weet nie. Maar my eerste gedagte wat by my kom is, ek moet stadig regop sit op die bed. Dit was hier in die vroeë oggendure so rondom 2 uur, 3 uur se kant. Ek moet stadig regop sit en ek het gewoonlik rooi disprin voor my bed. Maar ek reik uit om die disprin te kry en dit is nie op die plek waar dit moet wees nie. En julle weet daai tyd, wel 'n mens mos net paniek. Maar ek sê vir myself, nie paniekie, wees so kalm soos jy kan wees, beweeg so stadig soos wat jy kan. Ek lag nou, maar dit was 'n bietjie, julle weet hy oomblik, julle weet wat ek bedoel. En uiteindelik het ek toe nou die rooi disprin gekry en ek wou nie een onder my tong sit nie. Ek het toe 'n hawe disprin onder my tong gesit. Dat ek net so hierdie pannekoekie daar by die ander maatjie sit en voortgaan met die ander. Reg, en ek sit toe regop op my bed en sit die hawe disprin onder my tong. En ek sit toe maar so, maar ek hou die pyn vas, want die pyn wil nie verdwyn nie. Net so 'n bietjie draai, om wat evenredig te kry. Right? Maar met eens is ek so dors. Nou moet ek opstaan. Maar een gedagte bly by my vassteek. Moenie oorhaastig wees nie. Neem jou tyd. Beweeg maar stadig na die kombuis toe en kry vir jou 'n glas water en drink dit. Wat ek toe gedoen het. Die glas water geneem en dit gedrink en weer terug beweeg kamer toe. Maar die pyn was daar, maar weet julle wat, vriend? Die volgende, dit was op 'n Saterdagoggend. Die volgende oggend was nou die Sondagoggend. Toe ek opstaan om klaar te maak om kerk toe te gaan, toe voel ek aan die kant, voel ek nog steeds hier is iets wat plaasgevind het, maar aan die kant voel dit nie so nie. Die kant voel normaal, maar nie aan die kant nie. Daai steekpyn is nog steeds daar. En maar ek het gebid. Ek het gebid en ek het die Here gevra om die pyn te laat verdwyn. Maar ek wil net vir julle sê, dinge gebeur so skielik met 'n mens. Wat dit was, ek wil dit eers vir julle noem nie, want ek is nie 'n dokter nie en ek is nie seker nie, maar wat dit was, het nogal my oë oopgemaak. En vir my gesê dat ek met my ouderdom van 71 te nader, moet ek gaan vir 'n hartondersoek, net om seker te wees, want ek het 'n familiegeskiedenis van hartaanvalle en hartfailures en dinge soos dit. So ek moet maar nie te rustig wees nie, net om vir myself te vrywaar
Gaan ek was nog nie weg nie, maar ek het net gedink ek moet vir julle vertel dat die lewe is baie onvoorspelbaar. Vandag voel jy so, vanaand of môre of die volgende minuut gebeur iets met jou. So, pas julle self op, monitor jou gesondheid, kyk maar na jouself, wees maar baie versigtig en moenie speel met 'n pyn nie. Ek vertel dit nou vir julle, maar ek was nogal in 'n mate bekommerd. En ek het nie vir my kinders vertel nie, voor die volgende oggend voor ons kerk toe gegaan het nie. En as jy weet jy het 'n probleem, 'n isma-bors of wat ook al, sorg dat jou isma-pompie naby jou is of by jou is. Sorg dat jou medikasie wat jy gewoonlik gebruik, dat jou medikasie naby jou is. Dit is die les wat ek geleer het. Maar hier staan ek vandag, nog gesond, sonder pyn. Ek kan kos maak, ek kan pannekoeke bak vir skoolkinders. En ek kan met my vriende gesels. En ek kan vir julle waarsku. So ek hoop julle waarsku my ook man. Gesels in die kommentaar en vertel vir my wat ek verkeerd gedoen het of wat ek verkeerd doen en wat ek moet doen. Dit is waarvoor ons 'n kanaal daar is, om met mekaar te kommunikeer, om te gesels, om raad te gee. So, en om uit te reik na mekaar. Maar waar jy is in die wêreld, ek is Maggie, as jy nuut is op my kanaal, baie welkom my gereelde kykers. Julle bly mos welkom, julle weet dit. Julle gaan en dan kom julle weer terug, maar ek waardeer julle en julle is altyd welkom. Maar ja, laat ons vir mekaar motiveer en mekaar opbeer en mekaar ophelp. Maar laat ek gou vir julle laat ek net gou hierso kyk. Kom as die stootjie so stil. Is die gas nou uit? Ek moet vir julle sê, laat ek net gou vir julle wys. En die stoof het nou stil geraak. En dit is aan, maar die gas het opgegee. So dit is nou tyd dat ek maar moet stop en dat hierdie gassilinder vol gemaak moet word. Maar voor die einde van die video, laat ek gou vir julle ietsie wys. Kyk hier. Kyk hier. 'n heerlike pot sop. Ek is nou so 'n bietjie onhandig.